hulle as groep moet dit wat hulle ontdek het, gaan deel het. En dit is eintlik in wese wat dit is om kerk te wees. Ons gaan vanoggend lees uit Handelinge 1 vanaf vers 12 tot 26. Dit is die gedeelte net nadat Jesus opgevaar het, met die verkiesing van Matthias. Dis die oomblik in die kerk wees, waar die kerk nou eintlik heeltemal in die hande van die mens was. Dis nadat Jesus Christus weg is, en voordat die Heilige Gees uitgestort is. Dis die gedeelte waar ons vanoggend is. Net voor ons lees, kom ons bid net saam. Ons liefdevolle God en Hemelvader, Here, in hierdie oggend, Here, ervaar ons die koue in die natuur. Here, en ons het opgestaan om by mekaar te kom. Here, ons is hier as mense wat U uitgekies het, om U kinders te maak deur die offer van Jesus Christus. Here, ons is hier as geloofsgemeenskap Noorderharts. Here, omdat U ons gekies het, omdat U Seun vir ons gesterf het, omdat U ons saamgevoeg het, om U kerk hier te wees. Here, dit maak ons opgewonde. Here, en ons besef, ons doen dit ook nie altyd reg nie. Ons kry nie kerk wees reg nie. Here, maar ons weet, U is in beheer. U is ook koning en hoof van ons geloofsgemeenskap. Here, en daar waar ons hande bietjie lig raak, daar hou U alles stewig vas. Here, daarom kan ons ook in hierdie oggend, Here, vir hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het, na U toe bring. Here, vir hulle wat rou en seer ervaar. Here, ons bring ook na hulle na U toe wat oud geword het. Here, en wat nie meer selfstandig kan leef nie. Onafhanklik kan leef nie. Here, ons bring ook vir hulle na U toe. Ook vir hulle wat fisies siek is. Here, vir hulle wat sukkel met finansiële druk. Here, en ook hulle wie se verhoudings nie is wat dit moet wees nie. Here, mag U ook in alles oorvloediglik voorsien. Here, ons vertrou ten volle U wysheid en U krag. En ons ervaar graag U liefde. Here, ons is ook bly. En ons juig ook, Here, oor oeste wat inkom. Ons juig en vier verjaarsdae saam met hulle wat verjaar. Here, ook hulle wat hulle huweliksherdenkings vier. Here, almal wat ook sukses behaal, want ons weet ook dat wat ook al ons bereik ons omdat U ons daartoe dra. Daarom, Here, is U die een wat vir ons die oorwinnings gee. Here, baie dankie vir die liefde en die genade. En waar ons nou uit die woord gaan lees, Here, seën U woord aan ons verstand en aan ons harte en aan ons lewens. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Handelinge 1 vanaf vers 12. Daarna, dis net nadat Jesus opgevaar het, het hulle, dis die disippels van die berg, wat as die Olyfberg bekend staan, en wat dig by Jerusalem was, 'n sabbatsreis ver, teruggekeer na Jerusalem. Toe hulle daar aankom,
het hulle opgegaan na die bovertrek waar hulle gebly het. Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas die seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind in gebed volhard, saam met die vroue en ook saam met Maria, die moeder van Jesus en sy broers. Jesus se familie was nie heeltemal so in die hele Christenwees ding tot en met sy opstanding nie, maar van hier af word hulle deel van hierdie groep. Dan gaan ons aan by vers 15. In daardie dae het Petrus tussen die broers opgestaan. Daar was ongeveer 120 mense bymekaar en gesê, die 120 was die minimum hoeveelheid mense wat 'n selfstandige geloofsgemeenskap, Joodse gemeenskap, kon begin. Dis nou maar hoekom dit nou 120 is. Petrus sê vir hulle broers, die skrifwoord moes vervul word wat die Heilige Gees vroeër by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het. Hy het vir die mense wat Jesus gearresteer het as gids opgetree, aangesien hy een uit ons geleerdere was en deel gehad het aan ons bediening. Hy het mos 'n stuk grond aangeskaf uit die geld wat hy as beloning vir sy bose daad ontvang het. Hy het egter vooroorgeval in die middel oopgebars en al sy ingewande het uitgepeel. Dit het onder al die inwoners van Jerusalem bekend geword met die gevolg dat daardie stuk grond in hulle eie taal as Akeldama bekend staan. Dit is bloedgrond. Want daar staan in die psalms geskrywe, laat sy woonplek verlate word en laat geen inwoner daarin bly nie. En laat 'n ander sy amp as opsiener oorneem. Daarom moet een van daardie manne wat die hele tyd saam met ons onderweg was, terwyl die Here Jesus onder ons gekom en gegaan het, van die begin af, van die doop van Johannes af, tot op die dag dat hy van ons opgeneem is, saam met ons as getuies van sy opstanding optree. Hulle het toe twee voorgestel, Josef, bekend as Barsabas, en ook Justus genoem is, en Matthias. Daarop het hulle soos volg gebid, U Here wat almal se harte ken, wys U uit hierdie twee die een aan wat U gekies het, om die taak van hierdie diens van apostel oor te neem, waarvan Judas afvallig geraak het, om na die plek te gaan wat hom toekom. Toe het hulle geloot en die lot het op Matthias geval. Hy is daarop by die 11tal apostels gevoeg. Dis ons hele gedeelte. Agtergeblewenes. Na 3 jaar wat hulle saam met Jesus geleef, gewerk het, alles wat Jesus gedoen het, beleef het, is hierdie manne ewe skielik alleen agtergelaat. Dit moes nou nogal 'n bietjie van 'n oomblik gewees het, want vir 3 jaar het jy als op ys gesit, jou hele lewe, om vir Jesus te volg, en nou is hy weg, en wat nou? En wat doen hierdie groepie? Hulle is gehoorsaam aan die Here, en hulle keer terug na Jerusalem. Net so eentjie voor dit in Handelinge, waar ons dit nou nie gelees het nie, het Jesus vir hulle gesê, maar as ek weggegaan het, bly in Jerusalem tot julle die gawe ontvang. En hier gaan hierdie groepie, en hulle gaan gelowig terug Jerusalem toe, om te gaan wag vir hierdie gawe, al is hulle nie seker wat hierdie gawe is nie, gaan hulle gehoorsaam terug. Dis ons eerste lesie vir vanoggend. Kerkwees het 'n element van verrassing en misterie,
wat net gelowige gehoorsaamheid van ons vra. Om kerk te wees beteken ons gaan nie altyd alles verstaan nie, maar dat ons gelowig moet wag. Hulle was almal eensgesind. Of dit nou die saam wees vir die laaste 3 jaar was, of die veiligheid wat jy in getalle het, wat hulle gedwing het om saam te bly, omdat hulle bang was vir die Jode. Of miskien omdat hulle in die laaste 3 jaar vir mekaar lief geword het, hierdie disippels. Is hulle by mekaar. Hulle was nogal 'n uiteenlopende groepie mense. Soveel so dat hulle van Matteus daar was, die ou wat saam met die Romeine 'n belastinggader was, en Simon die Zeloot, die rebel wat graag die Romeine wou uitroei. Jy sit eintlik 'n EFF lid en 'n AWB lid in dieselfde groep. Maar dan lees ons hulle is eensgesind. Want hoewel hulle nie almal dieselfde is nie, en dieselfde dink, en dieselfde voel, en dieselfde lyk nie, het hulle een ding in gemeen. Een iets. Een iemand. Jesus Christus. Die wonderwerker, die leermeester, die geneesheer. Jesus Christus, die Seun van God, hulle verlosser. Dis ook waar van kerkwees. Kerkwees maak ons nie koekie-drukker mense van mekaar nie. Ons lyk nie almal dieselfde nie, ons dink nie almal dieselfde nie, ons voel nie almal dieselfde nie, maar een ding het ons in gemeen as kerk. Jesus Christus, die Seun van God, is ons verlosser. Dis ons eensgesindheid. Hulle volhard in gebed. My pa sê altyd, as jy vra, dan lyk jy dom. Maar as jy nie vra nie, dan bly jy dom. Kommunikasie is die lewensaar van 'n verhouding. En Jesus is nou fisies weg van hulle af. En daarom gebed. Daarom hou hulle hierdie verhouding met gebed aan die gang. 'n Verhouding leef in gebed. Ek nou die liedjies hierdie week vir Tannie Susan moet stuur, toe moet ek nou tot my skande op die WhatsApp intik, by die search moet ek intik Susan, want ons het so lanklaas ge-WhatsApp, dat sy nou nie meer hierdie bo aan die lys is nie. Dit het my laat wonder, as ek met WhatsApp met die Here moes praat, hoe gereeld sou ek moes search sy WhatsApp nommer. Hierdie disippels het volhard in gebed. Hulle het nie geweet nie, hulle het nie verstaan nie, maar dit het hulle vir die Here vertel. Kerkwese lewe lê in kommunikasie en in gebed. Hulle het nie net gebid nie. Dit is baie duidelik uit die gedeelte dat hulle ook die skrif weer baie gelees het. Ewe skielik, nadat Jesus 3 jaar saam met hulle geleef het, besef hulle, maar hulle moet anderster dink oor die Ou Testament, as wat hulle tot op hierdie punt gedink het. Selfs die Fariseërs en die skrifgeleerdes het die Ou Testament totaal verkeerd verstaan. Want toe Jesus op die toneel verskyn, wat die vervulling van die Ou Testament is, toe mis hulle hom. Hierdie disippels besef ook, hulle moet nuut na God se woord kyk, nie daaroor dink, nuut met nuwe oë na God en mekaar kyk. Hulle besef ewe skielik
dat die Bybel vir ons 'n meesterplan vertel, wat God deur eeue laat ontvou, sy doel met ons. Ook ons moet saam soek, in God se woord, saam ontdek, en saam vra. In kerkwees is daar 'n ontdekkingselement. God openbaar homself deur sy woord aan ons, en deur ons aan die wêreld. Dis die agtergeblewenes, hulle wat gehoorsaam is, hulle wat eensgesind is, hulle wat volharding gebed, en hulle wat die skrif bestudeer. Hierdie agtergeblewenes was ook stikkende mense. Dit vang 'n mens nogal as jy hierdie gedeelte lees, wat se impak Judas se verraad op hulle gehad het. Hoe geweldig seer dit hulle gemaak het. En die eerste ding wat Petrus sê is, hierdie Judas was dan een uit ons geleedere. Dit was vir hulle verskriklik. Hy was een van ons, en kyk wat het hy gedoen. Hulle was verskriklik kwaad vir hom. Maar ek dink ook in hulle harte, was daar by hulle ietsie van, maar dit kon ook ek gewees het. Ek kon ook die Here verraai het. Ek dink daar was saam met die kwaad 'n stukkie bang, dat ek ook so 'n stikkende mens is. Kerkwees bestaan uit gebroke en brose mense, wat kan misluk. Verder sê Petrus oor Judas, maar hy het deel aan ons bediening gehad. Daar's 'n doel agter elkeen se bestaan. En hierdie Judas was ook deel van die bediening. Hy was ook saam met hierdie disippels wat Jesus uitgestuur het, en wat opgewonde teruggekom het en gesê het, Here, selfs die bose geeste het na ons geluister. Hierdie selfe Judas Iskariot het die Here verraai. Hoe kan dit wees? Hoe kan hy sy doel mis? Deel van kerkwees is juis om mekaar te help, om ons doel te ontdek en te ontwikkel. Judas tree op as gids vir die mense wat Jesus wil kruisig. Verraad is een van die moeilikste goed om te vergewe. Maar wat nou as Judas Iskariot gedink het, hy doen die regte ding? Meer nog, wat as ek dink, dit wat ek doen, is die regte ding, net om later te ontdek, dit was 'n vreeslike fout. Kerkwees vra ook van ons, om saam te onderskei, oor wat reg en goed is. En dan kom Petrus by sy gevolgtrekking oor Judas Iskariot, dat die skrifwoord oor hom vervul moes word. Dis die enigste manier om sin te maak uit Judas se verraad, is om dan te sê, maar Here, dit was dan nou deel van u groter plan. En hierin is daar 'n stukkie groot troos, want nie eers deur die Here te verraai, kon Judas hierdie plan van God in die wiele ry nie. Inteendeel, God het dit reeds gebruik om die plan te laat uitvoer. Maar wat help dit nou? Wat keer dan nou dat ek nie die spanner in die werke is nie? Dat ek nie die plan omvergooi nie? Kerkwees is om onder die beheer te wees van God se wil. Agtergeblewendes
stikkende broos mense, en hulle word afgevaardigdes. Dis hierdie agtergeblewe stikkende mense wat God gebruik om sy boodskap, sy storie met die mensdom te gaan vertel. Ons lees dat daar 'n am van as opsiener is. God gebruik 'n span afgevaardigdes om sy werk in die wêreld te gaan doen. En die wonder en interessante is dat die span grootes verskil. Van die klein gemeentetjies soos Windsorton en lyk so 40 plus lidmate tot megakerke met duisende lidmate. Die span grootes verskil. Maar een ding en die wonder van hierdie spanne is dat hulle volmaak aan mekaar gesit het. Dat die span van 1000 net so volmaak aan mekaar gesit is as die span van 40. Elkeen het 'n plek. Elkeen het 'n doel. Kerk wees is om deel van 'n span te wees. Wanneer hulle dan nou soek vir iemand om deel van hulle span te wees, dan is die vereiste dat so 'n persoon die hele tyd saam met hulle moes wees. Hulle moes die hele pad saam met Jesus op aarde geloop het. Die vereiste om deel te wees van God se kerk is doeteenvoudig dat jy deel moet wees van God se storie met die mense. Jy moet net jou storie deel en as afgevaardigde moet jy ook God se storie met ons deel. Kerk wees is om jou en God se stories met die wêreld te gaan deel. Dan gebeur hier 'n interessante ding en is interessant dat dit hier weer gebeur. Die vorige keer wat dit gebeur het, was net na die episode van die goue kalf. Na die episode van die goue kalf, en dis 'n gedeelte wat 'n mens baie min hoor, dit word baie min oor gepreek. En dit was die Here so kwaad dat hy vir Moses gesê het, julle trek nou op julle eie Kanaan toe. Ek gaan nie saam nie. Want as ek saam gaan, sal niemand van julle lewend Kanaan sien nie. Die Here het letterlik gesê, ek is klaar met julle. En dan gebeur dit, een van die baie min plekke in die Bybel, waar iemand die inisiatief neem, en Moses gaan slaan 'n tent op, buite die kamp. 'n Plek na tussen hulle en die Here, gaan slaan hy 'n tent op, om die Here halfpad te ontmoet. En in daardie episode besluit die Here om weer saam te gaan. En hier kry ons nou weer, Jesus is weg, die Heilige Gees is nog nie daar nie. En hierdie disippels besluit, maar ons moet iemand kry in Judas se plek. En hulle kyk onder mekaar en hulle besluit, maar dit moet iemand wees wat 'n storie het, wat 'n storie met God het. Hulle kry 2. En hulle besluit om hierdie 2 name te noem. En dis die wonder van kerk wees, dat die groot God, wat alles in beheer is, van alles is, ook vir ons toelaat om deel te wees, en deel van die besluite te wees, van sy kerk op aarde. Ja, ook ons ou simpel sondaartjies het 'n sê in God se kerk. Kerk wees is om 'n aktiewe lid van 'n span te wees, wat ook met ons gawes kan handel. Laastens lees ons dat die lot val op Matthias.
Hier kry die kerk nogal weer ietsie besonders reg. Hulle het 2 manne gekies, en dan gee hulle dit oor in die Here se hande, en sê, Here, sê jy vir ons, watter een van hierdie 2? Op 'n kritieke oomblik, wanneer dit saak maak, is die kerk bereid om die mag terug te gee vir die Here, die stuurwiel in God se hande te gee en te sê, Here, besluit jy. Baie interessant, en dis maar 'n afleiding wat 'n mens maak oor die manier hoe die 2 voorgestel word, is dat hulle eintlik, volgens hulle, miskien maar liewerster vir Barabbas moes gekies het, vir Justus, Josef wat Barabbas is, as vir Matthias, want jy hoor meer van hom. Maar dis nie die een wat die Here kies nie, hy kies vir Matthias. Kerk wees beteken in die laaste plek om te besef, sekere goed is bokant jou pay grade. Vir sekere goed is ons nie gekwalifiseer nie. Dit moet ons in God se hande los. Ons het nou baie vinnig teruggekyk na die geskiedenis van die ontstaan van ons kerk, van ons manier van kerk wees. Dit gee ook vir ons riglyne hoe ons kan kerk wees. In kerk wees is daar 2 groot verskonings. Die een is tyd, die een is gawes. Ek het nie die tyd nie, of ek het nie die gawe nie. Oom Johan Smit het eendag teenoor Jannie Smit, klein Jannie, gekla dat hy het nie tyd vir een of ander iets nie. Toe sê Jannie vir hom, nee pa, jy's verkeerd. Die probleem is nie tyd nie, dis prioriteit. Almal van ons slaap, eet en gaan toilet toe. Want ons moet, want dis prioriteit. Kerk wees kan ook wees soos om toilet toe te gaan. Dis ook 'n moed. Ons het tyd. Dis net nie altyd prioriteit nie. En gawes? Ja, maar ek het nie gawes om vir die kerk te werk nie. Broers en susters, jy kan nie 'n kind van die Here wees as die Heilige Gees jou nie 'n kind van die Here gemaak het nie. As jy nie die Heilige Gees het nie. Jy kan nie die lewe hê as God nie deel is van jou lewe nie. En waar God is en die Heilige Gees is, daar het jy ook 'n doel en die gawes om daardie doel te bereik. Elkeen van ons het die Heilige Gees en elkeen van ons is toegerus deur die Heilige Gees. Ons staan voor Pinkster, waar ons elke aand kan saamkom en soos hierdie eerste kerkmense eensgesind in gebed kan volhard. Kom ons maak dit 'n prioriteit om deel te wees van Pinkster. Kom ons ontdek weer ons gawes. Kom ons vertel weer ons storie, sodat ons waarlik kerk van God kan wees op hierdie aarde. Amen. Here, baie dankie vir die voorreg om u kind te wees. Here, baie dankie vir die gawe van die Heilige Gees. Here, baie dankie vir die gawe van 'n geloofsgemeenskap, waar ons by mekaar kan wees, waar ons saam kan ontdek, saam mekaar kan opbou. Help ons om ook 'n getuie te wees vir die wêreld daar buite. Here, om ook u storie vir die wêreld te vertel. Here, want elkeen van ons het 'n storie wat u in ons lewe al gedoen het. Here, en dis ook die storie wat die wêreld daar buite moet hoor. Hulle smag daarna, Here, want hulle leef stikkend en in die donker. Here, mag ons stories van lig en genesing ook die storie vir die wêreld word. Here, wees met ons in hierdie week.
Lei en boet en bewaar U vir ons. Maak U vir ons sterk as kerk in hierdie wêreld. Amen. Mag God die Vader julle hierdie week laat beleef hoe spesiaal dit is om deel van sy uitverkore volk te wees. Mag julle deur Jesus Christus heers soos konings oor die wêreld en intree soos priesters vir die wêreld. Mag julle deur die Heilige Gees die lig uitborrel waarin julle nou reeds leef.